1 en 2.
Dankie aan Sammy. Sy het dan so 'n lekker stem waarmee sy sing. Julle lekker saam gesing. Dankie. Ander klap hier. Okay, welkom. Môre. Kom maar in. Dit is mos al tyd net, dat ek die jaar so sien staan. Kom ek net eers vra dat julle dan vir mekaar word, soos 'n bietjie min vanmôre. Ek weet dis lang naweek en ek weet my kinders en almal is ergens by 'n kamp of gaan kuier of iets. So, maar draai maar 'n bietjie na mekaar toe, wy vir mekaar, sê vir mekaar môre op en mooi môre. Die diakens kan maar hier voor kom staan, dan sê ons dankie vir die lekkie. Julle weet dat ons die gewoonte het om die kollekte voor die tyd nou op te neem, met die COVID-tyd. Maar ek dink ons kan binnekort daarop seker dat we alweer begin so die banke stuur. Wat dink julle? Dink julle ons kan dit so doen? Ek hoop so, ek sal maar kyk. Kom ons sê eers dankie vir die Here. Here, op hierdie mooi môre wil ons U naam loof en prys. Want Here, U is ons God. U is die een wat ons lief het. U is die een wat ons gered het, wat ons verlos, wat ons vry maak. Here, hoe kan ons vir U dankie sê? Woorde is te min. Here, ons probeer ook met ons geld dankie sê, maar ons weet ook dit is te min. Maar Here, hierdie geldjies wat mense daai sakkie gooi, Here, bring ons na U toe. En ek wil bid, Here, dat U ons wysheid sal gee om dit te bestee, sodat mense sal hoor die evangelie, die goeie nuus dat U die Here is. Seën dit asseblief, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het so 'n paar afkondigings wat ek net gou vir u wil deurgee. Vandag is die naweek is natuurlik Werkersondag. So ons noem dit Arbeidssondag. Bid asseblief vir al die mense ook die arbeidsbediening wat ons hier in die hawe het. Hulle kom gereeld hier na die fabrieke toe ook. Bid asseblief in hierdie tyd vir hulle. Dan ons deurkollekte gaan vir Huis van Heerde. Nou ons ring het ook dit Huis van Heerde aangeneem as een van die projekte van die ring, maar ook elke gemeente dra by na Huis van Heerde. Dit is daar in Moreesburg, die kinderhuis wat aan die NG Kerk behoort. As jy op die blaadjie kyk, sal jy sien dat ons barmhartigheidsdiensgroep wat ongelooflike baie werk doen. Ek is baie trots en ek loop en spog altyd oor die barmhartigheidsdiens. Jy moet net 'n bietjie kyk daar, ook die insamelings wat hulle gedoen het met klere en goed vir Huis van Heerde. Kyk maar daar op die blaadjie. Ons vra voorbiding vir 'n paar mense in ons gemeente. Callie Riespieter is al lank op die lysie. Bid asseblief vir Callie. En dan Swannie wat behandeling kry vir kanker. Johan Klein, dit gaan met hom goed. Hy is terug hier by ons gemeente en ons is dankbaar. En dan Fred Matthews wat beroerte gehad het, hy is ook terug by die huis, bid asseblief vir hom. En Rita van der Skyf kry behandeling vir kanker, bid asseblief vir haar. Om Andre Huissamen is ook by die huis en ons is dankbaar. Het gaan met hom ook beter, ook met Andre te Tooi. En dan in die week het Vince Jerry ook beroerte gehad. En ek wil vra dat jy asseblief van hulle sal dink, veral ook aan Mariette, sy vrou in die tyd. Delena Martens is bekende by ons in die gemeente, maatskaplike werker, en sy het eergister sy rugoperasie gehad in die kamp. Bid asseblief ook vir haar. Dan het Tannie Ronnie nou vir my kom sê dat haar seun Jannie, wat baie siek is nou weer by die huis, en dit gaan beter met hom, en ons is dankbaar. Tannie Ronnie, saam met Tannie Hoor, is ons dankbaar. Susan Engelbrecht se dogter, Tannie Susan se dogter Hannie, is ook baie siek. Ek het gister met haar gepraat, bid asseblief ook vir haar. Dan een van ons ouderlinge in die gemeente is Irma Trieter. Dat bly net hier agter die kerk, hier met die wit dakhuis.
Irma het in verlede week is hulle seun oorlede. En ek wil regtig vra dat jy asseblief aan Irma sal dink, en ook aan haar man Dries. Gister was die begrafnis in Appington, en bid asseblief vir hulle, hoor, asseblief. As jy weet van iemand wat gebed nodig het, kom sê dit vir ons, of iemand wat in nood is, laat ons weet, sodat ons hulle naam op die lys kan sit, en sodat ons by hulle kan uitkom, asseblief. Daar is 'n hele paar van wat verjaar, mag dit 'n lekker dag wees. Ek sal sien, daar is 'n hele paar name daar op die lys, mag die Here vir julle seën, en 'n mooi jaar gee wat voor lê. Julle weet dat ons tee drink na kerk, so daar is lekker tee na die kerk, en dis veral as jy nuut is in die gemeente. Nou, ek het nou so gestaan en kyk, of ek iemand sien wat nuut is, maar is daar iemand wat nuut ingetrek het onlangs? Ek wou sê, ek sien, goed daar, Tannie Jannie, maar ek weet dan van Tannie, welkom. Kom drink asseblief tee saam, na die tyd, dan kan ons weer 'n bietjie saam gesels. Dis lekker om die klomp nuwe mense wat die hele tyd inkom, en ek wil regtig vra dat jy oop arms sal hê, vir al hierdie mense wat in ons gemeenskap intrek. Hulle is nie almal lidmate van die NG Kerk nie, maar ons wil probeer 'n kerk wees vir die gemeenskap, so laat hulle welkom voel, asseblief, en inkom by die gemeente. Dan is daar, kan kyk daar die ander afkondigings daar op die blaadjie. Kom ons word 'n oomblik stil, en dan draai ons aan die Here toe. Here, ons weet dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade word aan julle geskenk van God ons Vader, in die Here Jesus Christus ons Here, met die kragtige medewerking van sy Gees. Kom ons sing 'n loflied vir die Here saam. Ons sing Psalm 146, die eerste en die laaste vers. Ek weet as kind was dit 'n psalm wat baie keer gesing was in die kerk. Prys die Here met blye galme. Kom ons sing dit, maar ek wil vra dat u dit nou regtig sal sing en sal prys die Here. Daar's 'n rede waarom ek wil hê u dit doen. Kom ons sing die eerste en die laaste vers. Ek wonder of jy dit ook as kind so ervaar, dit is nou weer vir my so, ek onthou ons altyd, as jy na die einde van die lied toe, maak hulle net soos dan die Fransie, nou maak hy rek hulle die noot so laag, die laaste noot, nee. En dit voel toe vir my soos 'n kind nou hiervoor. Maar daar is 'n rede waarom ek wil hê jy moet die Here loof en prys. Dit gaan in die kerk oor hom. Ons is met die kerk met so baie ander goed wat vir ons belangrik raak. Partykeer so belangrik raak dat mense sommer die kerk bly as die goed nou nie loop soos hulle wil nie. Dit gaan hier
oor die Here, oor niemand en niks anders nie. Ons kom om aan hom die eer te bring. En ek hoop vanmôre, as jy die boodskap hoor, dat jy dit ook, dat daai waarheid in jou hart vasgeknoop sal wees. Om voor die Here te kom, is dit belangrik dat jy sal verstaan met wie jy te doen het. Nou as ek dit sê, dan weet ek, dis eintlik onmoontlik. Want ons het maar net die Bybel, en ons het maar net die natuur, en die wêreld om ons, waardeur ons na hierdie God kyk. As ons opkyk na die sterre, dan het ons 'n idee dat dit moet 'n groot God wees, wat dit alles so in 'n ongelooflike balans geskaap het. En ek weet, as ek na die sterre kyk, dan voel ek so klein. As ek kerk toe kom, en ons sing prys die Heer met blye galme, in die ou woorde, dan voel ek so klein, al reik ons die laaste note. Want ek weet, ons is in sy teenwoordigheid. En as jy dit net besef, dan raak jy ook bewus van jou nietigheid, jou onvermoë en jou sondigheid. Jy weet dan, maar ek kry nie reg wat die Here van my vra nie. Ons sukkel dan. So kom ons draai na die Here toe, dan sing ons 'n lied. Ons gaan saam sing lied 159. God is hier teenwoordig. Laat ons bidden nader. Kom ons sing lied 159. Ja, kom ons sing net die eerste vers, net die eerste vers. Ek het 'n gewoonte, en dit het 'n gewoonte geraak hier sedert 2015, toe die kerk begin wonder het oor wie mag in die kerk wees en wie mag nie in die kerk wees, om aan u te wys hoe die Here dink, en hoe die Here is. Hy is die Here met oop arms. Ek hoop jy dit al raak gesien. 'n Here wie se arms so oop is, dat dit vasgespijker is aan die kruis. Daai oop arms kos hom sy liggaam en sy bloed, sodat jy kan nader tot hom, wat ons nou net gesing het. Sodat enige iemand, maak nie saak wie jy is, maak nie saak waar jy vandaan kom, maak nie saak wat jou oriëntasie en jou seksualiteit en jou nasionaliteit en jou ras is. Die Here se arms is vir jou oop. En jy mag maar hier wees. Die Here het jou eintlik ontsettend lief. En daarom sê hy in sy woord, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee.
Die Here het jou so lief dat hy vir jou aan die kruis gesterf het en sy arms vir jou oopgemaak het en jou skoon gewas het. En jy mag vanmôre in hierdie kerk wees. Jy mag dit maar glo met jou hele hart. En as jy dit glo, kom ons sê dit hardop. Sommige net so terwyl jy gesit. Kom ons sê dit hardop in die woorde van die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing 'n loflied vir die Here saam. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het hy ons dit toevertrou. Kom ons lied 478, dat ek net sien hoeveel verse ons sing. Ja, kom ons sing altyd die verse. Nee, joh. Die eerste en die 4de vers. Die eerste en die 4de vers sing ons saam. Ons gaan vanmôre lees uit die briefie, is 'n klein briefie, van Judas. Dis net voor Openbaring. As jy agter in die Bybel kyk, so jy kan die Bybel oopmaak by die briefie van Judas. Ek het in die week met mense gesels wat my vrae gevra het oor Judas Iskariot, die Judas wat Jesus verloon het. En ons het baie gewonder oor hoe is die Here se hart teenoor hom? Want hy het tog eintlik gedoen wat gedoen moes word. En ons het baie daaroor gedink en ons kan dalk later, kan 'n mens dalk weer 'n bietjie daaroor gesels. En toe ek by my skoonsister kuier, sy het Parkinson se siekte en 'n mens kan skaars hoor wat sy sê. Sy kan ook nou nie meer loop nie. En ons het gou daar 'n draai gemaak donderdag, woensdag en donderdag. En toe praat ons in die gesprek oor Judas en sy hoor dit en sy prevel by my. Sy sê jy moet net onthou Judas het net een hoofstuk, sê sy. En dit het my na die boek Judas toe gevat en gaan lees. Nou hierdie Judas is nie dieselfde Judas as Judas Iskariot. Hierdie Judas is die broer van Jakobus.
Daar was 2 Judasse. Hierdie Judas is 'n ander een. En toe ek in die boekie lees, het die Here 'n boodskap vir my en vir jou vanmôre. En ek wil jy moet mooi daarna luister. As jy die Bybel oop het, kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, jy het op 'n besondere manier hierdie briefie in ons posbus laat beland. Vir elkeen in hierdie kerk en elkeen wat op die internet hierna luister. Here, help ons om te hoor wat U vir ons wil sê. Help ons om te ontdek dat U die Heilige is. Die God wat oor alles troon. U is magtig om ons van struikeling te bewaar. U is die ene wat ons met vreugde vervul. U is die ene wat die aarde gemaak het. U is die enigste God, ons verlosser, ons Here. Aan U behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af. U is die Heer. Daar is niemand soos U nie. Kom Here, gee dat ons deur hierdie sleutelgat U sal raak sien. En seën ons Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nie die hele briefie lees nie. Ons gaan lees vanaf vers 17. Daar so vers 3 sal ek 'n bietjie aanhaal as ons praat oor die hoofstuk, oor die boekie. Vers 17, maar julle geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostel van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word. En hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die Gees van God nie. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees en bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartige rug. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm. En verafskiet selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus, ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees net tot dan. Mens kan nie verder lees nie, dit stop dan. Die briefie eindig dan. Ek het nou lees, toe is dit net na Vryheidsdag hier by ons in Suid-Afrika. Jy weet ons het die week Vryheidsdag gevier. En vryheid was nogal 'n konsep wat ek nou sit en oordink het, terwyl gemeente laas Sondag, waar ons die 150ste fees gevier het. Dit was net vreugde en heerlik en vry. En ek onthou hoe dat ons gewerk het om vryheid in Suid-Afrika te kry vir alle mense. Ek onthou hoe dat ons gewerk het vir daai eerste verkiesing in 1994. En die vryheid om te kon kies. Vryheid beteken om te
mag kies. Niemand sê jou voor. Jy mag besluit. Jy mag besluit. Vir my by die tweede gedagte wat ek so op hierdie media goeders geskryf het, wat nogal vir my opgewonde maak. Vryheid, omdat jy die vryheid het om te mag kies, beteken dit ook dat die verantwoordelikheid opgewonde wees, want ons dink onmiddellik polities daaroor en sê, ja, hulle moet hulle verantwoordelikheid nakom. Nee, maar dis nie net dit nie. Dis ook in jou eie lewe, met elke keuse wat jy maak. Die verantwoordelikheid is jou. Is niemand anders. Ook die keuses wat ons maak in die kerk. Die verantwoordelikheid is jou. Die verantwoordelikheid is gewoonlik teenoor die een wat aan jou die vryheid gegee het. Die verantwoordelikheid teenoor die een wat jou die vryheid gegee het. So asof hy kan kom en inspeksie hoe jy met jou vryheid maak. Ons sê baie keer dat beteken dat jy kan doen wat jy wil. En ongelukkig is ons heeltemal verkeerd daarmee. Vryheid beteken nie om te sê jy kan doen wat jy wil. Ek onthou met hierdie stropery wat jy wil. Vryheid is bietjie dieper as dit. As ons sê Jesus maak ons vry, dan is daar 'n bietjie meer daar. En die probleem is dat ons dink dat as ons sê Jesus maak ons vry, dat die Here se genade, daai oop arms is genoeg. Ek kan nou maar doen net wat ek wil. Ek gaan in any case hemel toe, né? Dis mos ons dink. Ek gaan in elk geval ek word gered. Ek kan maar doen nou net wat ek wil. Nou Judas se briefie gaan hieroor. Judas sê in vers 3, kom ek lees gou net vir die daai vers dat jy dit kan hoor. Geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waarin ons almal deel het. Hy wou eintlik vir hulle skrywe oor hierdie genade van die Here, hierdie oop arms, hierdie verlossing. Hy wou eintlik vir hulle daaroor die klem. Hy sê, maar nou voel ek verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. En dan gaan hy nou aan in die brief en praat die geloofswaarhede wat ons van kinds af geleer het toe ons prys die Here saam gesing het. Is asof ons die goed vergeet het. Jesus maak ons vry. Jesus maak ons vry van die sonde, ons kleingeestigheid, ons onvermoë om in hom te glo. Jesus maak ons vry van die dood as hy opstaan. Jesus gee vir ons lewe in oorvloed, soveel so dat ons dink, ek kan my daarin vergryp. Jesus maak ons vry van die wetstandaard. Dit beteken daar is nie meer reg en verkeerd nie, so dink ons. Jesus maak ons vry om te doen wat ons wil, is wat ons dink. Die teksgedeelte gaan oor losbandigheid en die dwaalleraars wat sê, jy mag maar doen waarvoor jy lus is. Nou die woordjie lus is nogal sterk in hierdie teksgedeelte, die lustigheid.
En dan veral ook die seksuele goeders en losbandigheid en begeertes, waar vrye teels gegee word in hierdie teksgedeelte. Maak ons vry om te doen waarvoor ons lus is. Nou kan jy vir my sê, maar Judas skryf daar nou aan ouens wat daar 'n bietjie rof is, dis nou nie vir ons nie. Ons hier in St. Helena Bay, ons is daarom nou nie so rof nie. Ek meen, ons het daarom nie eers 'n rooi lig area so ver ek van weet. Dis daarom nou nie ons nie. Maar dit gaan oor die ding van doen waarvoor jy lus is. Doen wat jy wil. Jy sien in die kerk. In die kerk het ons ook dit begin doen. Dis 'n bietjie meer fyn. En dit sit in ons elkeen. Dis bietjie meer genuanceerd. Want dis lekker by die see. Nee. Ons het gekom en hier te kom aftree wat vir ons lekker is. Om te doen wat ons wil. En dan raak dit so belangrik dat ek kan doen waarvoor ek lus is, dat ek sommer Sondagoggend besluit ek is lus om in die bed te bly. Sien jy hoe fyn dit is? Want ek mag ons doen waarvoor ek lus is. Ek hoef mos nie kerk toe te gaan nie. Jesus het my mos vrygemaak. Dit maak nie saak of daar in Hebreërs 10 sê, jy mag nie van die samekomste van die gemeente al wegbly nie. Daai wette is ons volbring. Judas sê oppas. Moenie die allerheiligste geloof. Ek hoef mos nie my dankoffer te gee. Al sê Maleagi 2, Maleagi 3, ons steel van die Here as ons nie 'n tiende gee. Maar die Here het ons die wet volbring. Ek kan ons doen wat ek wil. Om te doen wat ek wil. As jy die gees van die Here het, sê Judas in vers 19, dan sal jy nie doen wat jy wil nie. Dan sal jy doen wat hy wil. Nie omdat dit 'n wet is nie. Maar jy is vry. Maar dit is 'n ander vryheid. Dit is 'n vryheid in 'n verhouding met die Here Jesus. Dis nie om te doen voor lus is nie. Dis om te doen wat hy wil. Om te doen wat hy wil. Dit is 'n verhoudingsding. 'n liefdesverhouding ding. Net soos wat ek wil, losbandigheid en te doen waarvoor jy lus is. Sy kla nou nog oor die broeke wat op die vloer lê, sorry. Dis om te doen wat hy wil. Die allerheiligste geloof, sê die teks, moet jy nie vergeet nie. En hoor mooi daai woordjie, allerheiligste. Jy's jong, dit word in die oorspronklike taal so sterk gestel. Moenie vergeet met wie jy te doen het nie. Aan wie jy jou vryheid verantwoordelik voor is nie. Dis nie maar net jou vrou nie. Ek weet sy kan moeilik wees met my, maar as jy dink sy is moeilik, dan moet jy sien met wie jy te doen het. As ons oor hierdie vryheid praat van die kerk. Ou Tommy sê altyd, die Here dra nie kortbroek nie. Kom ons kom terug by die dankoffers. Nou nie dat ek preek nooit met dankoffers, maar kom ek net vir die ding sê. Ek was onlangs daar oorkant die water en met klomp verskillende gelowe mense. En ons praat oor tiendes gee. Ek weet nie hoe die gesprek daar gekom het. Ek sê vir haar, maar ons in die Christendom maak nie so, is nie so wetties daaroor nie. Ook bedoelende van
Nee, die Here het ons mos vrygemaak. En toe sê sy vir my, maar moslims kan nie so sê, hulle gee hulle 10de. Want het jy dan vergeet met wie jy te doen het? Vra sy vir my. Het jy vergeet met wie jy te doen het? In wie se verhouding jy staan? Jy gee jou dankoffer, nie omdat die dominee moet 'n salaris kry nie, asseblief my broers en susters. Jy gee jou dankoffer met die Here te doen. Dis waaroor dit gaan. My salaris is vasgestel, vra maar vir hulle. Die synode doen dit. Jy gee jou dankoffer omdat jy met die Here te doen het. Jy staan in 'n liefdesverhouding met hom. Jy kan nie doen wat jy wil en net aan jou luste en jou drange oorgee. Jy's nie 'n haas nie, man. Werk nie so. Kom ek hou by die dankoffer net omdat dit my daaraan laat dink het. Ek het die voorreg gehad om einde verlede week in my eerste gemeente 'n draai te maak. Daar tussen die breinmense, die plaaswerkers en die Kalahari. Dit was my universiteit. En een van die dosente wat ek daar gehad het, was 'n man met die naam van Dienaar Willemse. 'n regte kois, ek ook so die baie prooi. En toe ek in daai gemeente kom, was daar 6 jaar daar se dominee. En ek gaan by al die plasies om al die mense bymekaar te kry. En daar by 'n plaas waar daar net 'n veepos is, Kalkrand was die plaas se naam. Ek kom by Dienaar Willemse, toe is dit die eerste keer in 6 jaar, dat iemand by hom kom van die kerk. Toe gee hy vir my 'n banksak, met 6 jaar se dankoffers elke maand sin. Nog daai blou R2 note, vra vir Karel. Ek sal dit nooit vergeet. Want hy het 'n verhouding met die Here, is die Here se geld. Hoe gee jy joune? Ek myne. Ons maak misbruik van hierdie vryheid. Niemand sou vir Dienaar gevra het. Maar hy is verantwoordelik aan die een met wie hy in 'n verhouding staan. Die hemelse God. Die teksgedeelte is nogal interessant. Hy eindig met ouens wat nou nie so die Here dien nie. Wat nou hulle self so oorgee. Wat vergeet het met wie hulle te doen het. Hoe maak jy nou met hulle? En dit was ook vir my interessant dat die woordjie ontferm so sterk is. Dis nie asof die Here jou nou gaan kom. Ek weet hoe lyk die kerk se finansies. Nie van ons gee ons 10de. Ook nie ek. Ons doen nie dit. So ons is almal skuldig hier. En elkeen wat op die internet kyk. Ons sit almal met hierdie ding. Moet asseblief nie dat ek praat oor geld. Die ding dat ons doen wat voor ons lus is. Dat ons doen wat jy wil. Ons sit almal daarin. Maar die teks sê, ontferm hom jou nou oor hulle. Saggies met hulle. Nou probeer ek vanmôre saggies wees met jou ook. Ek wil jou nie opjaag en dat jy nou moet gaan en jou bankrekening gaan leegtrek, want ek gaan dit ook nie kan doen. Yes. Maar hoor net vanmôre. Hy sê partykeer moet jy 'n bietjie hard wees en 'n bietjie ferm wees en jou uit die vuur uitruk. Ja, daar is party van ons wat goed doen, wat ons aanvang omdat ons wil en die vryheid misbruik, wat jy daarom jou so 'n bietjie aan die skouer moet vat. As jy in hierdie kerk sit en jy noem jouself 'n lidmaat van die kerk, dan het jy beloof, dan het jy een of ander tyd hiervoor gestaan
en gesê, jy sal die Here dien in hierdie gemeente. Jy sal kerk toe gaan, jou Bybel lees, hoe staan dit dan? Gaan lees maar die formulier. En jy 3 vraagjes beantwoord. En jy beloof. Nie aan my of die kerk nie, aan die een met wie jy in 'n verhouding staan. Oudina Willemse het sy belofte onthou. So miskien ruk ek jou, herinner ek jou aan die allerheiligste geloof, aan jou belofte wat jy gemaak het, jou liefdesverhoudingsbelofte, soos wat ek 'n belofte aan Karen gemaak het, toe ons getrou het. Hou jou belofte, man. Die teks eindig deur te draai, skielik onthou met wie hy te doen het. Asof hy ons wil net weer draai, dat hulle kyk en sien met wie hy te doen het. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus, ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Jy het met die Here te doen. Moenie vergeet nie. Kom ons sê hom dankie vir hierdie brief wat hy vir ons gestuur het. Kom ons sê hom dankie. Here, dankie dat U weer vir ons 'n briefie stuur. Soos ons partykeer ook maar in ons verhoudinge maak, vir mekaar 'n briefie stuur, om te herinner dat U ons liefhet, dat U oor ons ontferm, om ons te herinner dat U barmhartig is, met oop arms is, om ons te herinner wie ons is, om in hierdie verhouding met U te staan. Ja, U is die Here, en daar is niemand soos U. Seën ons asseblief, Here, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied 201. Lofsing die Heer, buig voor hom neer. Kom ons sing 'n loflied vir hierdie Here. Ons sing al 3 die verse, dan Francis. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons elkeen wees en bly.